Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het, dat u reg is vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe week, maar ook in besonder vir hierdie nuwe jaar. Nou dis 1 Januarie 2024 en ek wil net namens my en my gesin vir u sê 'n baie geseënde en voorspoedige 2024. Mag die Here vir u nader na homself trek deur sy woord en gees. Mag dit vir u 'n besondere dag, maar ook 'n besondere jaar wees. Jaar waarin u geestelik sal groei en sal toeneem in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Onthou maar net altyd, daar is net een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Dit bring ons op by vanmôre se boodskapie, hier so aan die begin van 2024. En dit is die gedagte van lewensveranderende voornemens. Nou vriende, as ons dink aan nuwejaarsvoornemens of voornemens, dan kan ons amper vir u sê, dit is so oud soos die mensdom. Mense neem hulle self heeltyd voor om iets te doen. Nou as ons na die woordjie of definisie gaan kyk van die woordjie voorneem, dan is dit eenvoudig dat ek onderneem om iets te doen. Daar is 'n besluit wat ek maak om 'n sekere ding te doen. Ek onderneem, ek neem myself voor om dan 'n bepaalde ding te doen. As ons gaan kyk na die gedagte of dit Bybels is al dan nie, dan wil ek vir u sê, ek wil nie in 'n groot debat daaroor gaan nie, maar as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons daar in 1 Kronieke 22 vers 7, dat Dawid het aan Salomo gesê, my seun, ek het myself voorgeneem om 'n huis te bou vir die naam van die Here. En wat het Dawid gedoen? Hy het al hierdie materiaal bymekaar gemaak, sodat vir Salomo makliker sou wees om die huis van die Here te bou. 2 Kronieke 24 vers 4, en daarna het Joas hom voorgeneem om die huis van die Here te herstel. So met ander woorde, die gedagte van voorneme kom in die Bybel na vore, en dit is, ek onderneem om iets te doen. Ek neem myself voor om dan iets besonders te doen. Ek maak 'n besluit daaroor. Nou as ons kyk na nuwejaarsvoornemens in ons tyd en dag, dan sien ons vriende dat die meeste se nuwejaarsvoorneme is dikwels maar gefokus op diself, en dan ook om 'n beter leefwyse of 'n leefstyl te hê. Die meeste mense se voorneme sal wees dat ek in die nuwe jaar so bietjie van die ekstra oortollige gewig ontslae wil raak. Ek wil op 'n dieet gaan, ek wil bietjie gewig verloor. En ons weet, dis al so oud soos die berge. Mense wat sê ek wil bietjie gewig verloor, en hier by die 3de, 4de Januarie vergeet hulle van hierdie voorneme, en hulle gaan aan soos hulle aangaan, en aan die einde van daardie bepaalde jaar weeg hulle swaarder as aan die begin van daardie jaar. Waarom is dit so? Want u sien, dikwels neem mense 'n besluit, hulle maak 'n voorneme, ek wil amper sê, op daardie hitte van die oomblik, op daardie oomblik wanneer hulle miskien volgeëet is, versadig is, wanneer hulle miskien in 'n probleemsituasie kom, ek gaan my vrou liewer hê, ek gaan meer gedissiplineerd wees in my stilte tyd, en dan maak hulle hierdie voorneme, en dikwels kom hulle dit nie na nie. Ek wil vanmôre neem na 'n man in die kerkgeskiedenis, 'n baie besondere man, 'n Puritein. Nou, 'n Puritein was deel van hierdie groep heiliges, mense wat werklik tot eer van die Here geleef het. Hulle was nie mense wat 6 dae bo die grond gesweef het nie, hulle was nie supermense nie, dood normale, eenvoudige mense, maar mense wat uitgestaan het in hulle samelewing, en ook as 'n groep gelowiges, omdat hulle 'n geweldige toewyding aan die Here gehad het en 'n groot liefde vir die Here gehad het. Nou hierdie teoloog, vriende, waarvan ek praat, word gereken as seker een van die grootste teoloë in die kerkgeskiedenis. En die man se naam is Jonathan Edwards. Nou hierdie man het alreeds op 19-jarige ouderdom vir hom 'n paar voornemens daar gestel, en hy het homself voorgenem om hierby te hou en te bly deur die instaatstellende krag van die Gees. Hy skryf ook, en hy sê, ek is bewus daarvan dat ek niks uit myself kan doen nie. Daarom pleit en vra ek in nederigheid dat die Here deur sy Gees my in staat sal stel om die voornemens te hou en ten uitvoer te bring. Hoor nou, tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. As 19-jarige jong man het hy homself sekere dinge voorgeneem, en glo my, hierdie man was getrou en gedissiplineerd deur baie moeilike jare om getrou aan die Here te bly. Hy was nie volmaak nie, hy het nie alles reg gedoen nie, maar daar was 'n vaste voorneme, 'n besluit wat hy gemaak het om sy lewe te wy aan die Here. En u en ek as kinders van die Here kan baat vind by hierdie man se lewe. En ons gaan vanmôre dan 'n bietjie kyk na 'n paar van hierdie voornemens en hoe dit lewensveranderend op my en jou kan inwerk. Nou vriende, die grootste voorneme wat hy seker gemaak het is dat hy die Here sal dien.
Nou wanneer ons sê ons dien die Here of ons wil die Here dien, dan is dit iets wat God deur sy Gees in ons hart werk. En as u een of ander tyd al in jou lewe bewus geword het van jou sonde, daar was 'n skuldgevoel oor jou sonde, jy het sleg gevoel oor jou sonde, is dit die Gees wat begin werk in jou hart en jou trek om by daardie punt uit te kom waar jy sal sê, Here, ek kan nie aangaan om te lewe vir myself en vir my sonde nie. U het u seun gestuur om aan die kruis te sterwe. U het gesê ek gaan eendag voor u rekenskap gee en daarom vra ek u vergewe my sonde. Here, was my in die bloed van die lam en deur die geloof word ek kind van God, word my sonde vergewe, ontvang ek God se Heilige Gees wat my in staat stel om nou te lewe tot God se eer. Die voornemens wat hierdie man Jonathan Edwards gemaak het, is so van toepassing op my en jou. En kom ek gee vir u so 'n paar deur wat u en ek ook in hierdie nuwe lewensjaar kan toepas. U is baie welkom om die ander te gaan lees op die sosiale media, op die internet. Kyk bietjie na die lewe van Jonathan Edwards en dit sal tot groot seën vir u wees. Maar een van die voornemens wat hy gemaak het, dat ek die Here sal dien. En dan die tweede ene, al sal niemand anders te die Here dien nie, dan sal ek dit nog steeds doen. U sien, dit was die groot saak van Daniël ook, daar in Daniël die 6de hoofstuk. Toe almal vriende gebuig het voor die koning en sy raad gevra het Daniël nog steeds 3 maal 'n dag gebid. Dis dieselfde as Sadrag, Mesach en Abednego. Toe almal voor die beeld van die koning gebuig het wat hy gemaak het hulle nog steeds gestaan en was hulle in die vuuroond gegooi en die Here het hulle uit die vuuroond en uit die leeukuil gered, soos ons daardie bekende Bybelverhale ken. So het hy hom ook self voorgenem. Al wil niemand anders te die Here dien nie, ek sal die Here dien. En hierdie voornemens, vriende, is so belangrik. Dit was die beginpunt van sy voornemens gewees om te sê ek gaan die Here dien. En al dien niemand anders te die Here nie, sal ek dit nog steeds doen. 'n Volgende voorneme wat hy gehad het, hy sê dat ek net dit sal doen, wat eer op God se naam sal bring, en tot my geestelike heil sal strek, al die dae van my lewe. Dink bietjie terug aan 2023. Hoeveel keer het u dinge gedoen wat nie eer gebring het op God se naam nie? Ek moet bely, vriende, daar was dikwels kere, waar ek moes belydenis doen en gesê het, Here, dit wat ek nou gedoen het, dit wat ek nou oor gepraat het, dit wat ek miskien in my lewe geakkommodeer het, is nie tot eer van u naam nie. Dit was nie tot bevordering van my geestelike lewe nie. Dit het my geestelike lewe skade gedoen, my gesin skade gedoen. Here, vergewe my en help my dat ek u sal dien al die dae van my lewe. Dis belangrik, vriende, om te sien dat u en ek 'n vaste voorneme moet hê om alles te doen tot eer van God en dan ook tot my geestelike heil. Hy skryf verder en hy sê hy het 'n voorneme dat hy nie sy tyd op aarde sal vermors met onbenullighede nie, maar so sal gebruik dat hy die meeste van elke oomblik sal maak. Ons wat vandag sosiale media het, vriende, ons mors baie kosbare tyd. Ons mors tyd met onbenullighede. Daar is soveel dinge op sosiale media. Daar is die YouTube kanale, daar is die Twitter, daar is die TikTok. Daar is soveel dinge waarmee ons soveel tyd spandeer, dat ons aan die einde van die dag te moeg is om die Bybel te lees. Ons het nie tyd op die einde van die dag om 'n getuie te wees vir die Here nie. Sondag is ons nie in die huis van die Here nie. En Jonathan Edwards het gesê, as kind van die Here, as man van God, gaan ek myself voorneem om my tyd reg te bestuur en reg te spandeer. Daarom wil ek u pleit, dat u aan die begin van die nuwe lewensjaar sal sê, Here, hier is my tyd. Neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Hy sê 'n volgende ding, hy sê 'n voorneme om nooit iets te doen wat ek bang sal wees om te doen, sou dit my laaste uur op aarde wees nie. Met ander woorde, hy het geleef, soos die Bybel vir ons sê, dat hy nie gekwel het oor die dag van môre nie, maar hy het geleef elke oomblik van elke dag, asof die Here nou sy lewe kon neem. Jonathan Edwards is op 54-jarige ouderdom dood, en hierdie man het voor God gaan rekenskap gee, en wat 'n wonderlike nalatenskap, hierdie voorneme, om niks te doen waaroor hy bang sal wees, wanneer hy sterwe, en dan voor God moet gaan staan nie. 'n verdere voorneme was gewees om streng gedissiplineerd te wees in sy eet- en drinkgewoontes. Nou ek, vriende, daaroor kan ons baie praat, maar een ding het ek agtergekom, dat 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Ons kan dit as 'n baie goeie riglyn neem. Ek het in my eie lewe gesien, die oomblik wanneer ek te veel eet of te veel verkeerd eet, is my liggaam siek en dit beïnvloed my geestelike lewe. Daarom wees gedissiplineerd in jou en my eet- en drinkgewoontes. 'n Volgende voorneme om die woord van God gereeld, getrou en deeglik te bestudeer,
sodat ek kan groei in my kennis en liefde vir God. Dit is een plek waar ons God se liefde gaan leer ken vir ons en waar ons kan sien hoe ons God moet lief hê. Dit is God se woord. U sien, God se woord is deur God ingegee sodat ons dit kan lees en dan daarin kan groei. Dis 'n voorneme wat hy gehad het. Nog so een of twee voornemens, dan maak ons klaar. Hy het gesê dan ook, na erge beproewinge, seker te maak dat ek daaruit geleer het, wat ek gemis het om te leer en hoe ek die volgende keer meer kan leer. Ek moet bely dat ek in die afgelope jaar geval het, toe die Here erge beproewinge oor my lewe toegelaat het. Dank die Here, ek het vergifnis gevra en ek het geleer daaruit en gegroei daardeur. Maar vriende, kom ons wees versigtig, dat ons nie elke keer dieselfde foute sal maak, dieselfde sonde sal begaan, as erge beproewinge oor ons lewe kom nie. En dan nog so een voorneme, om myself aan die einde van elke dag, maand en jaar te vra, of daar nie areas is waarin ek beter kon gedoen het nie. Dis maar die lewensveranderende voornemens wat hierdie man se lewe gekenmerk het. Hy was werklik 'n man wat die Here gedien het met alles wat in sy binneste is. Daarom wil ek vir jou sê, die gebed van my hart vir jou is, en ook vir my in my huis, Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Mag u en ek lewensveranderende voornemens maak, wat ons lewe so sal rig, dat ons God sal verheerlik en eendag uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue dienstig. Seën vir u groete, mooi dag verder, tada.